Goeiemôre vriende, hier op hierdie Saterdagoggend die 25ste Julie 2026. Ek hoop julle het 'n lekker dag vandag. Kom ons raak net so 'n ruk stil voor God. Heilige Vader, ons as swakke, sondige, maar verloste sondige mense kan maar net voor U kom buig. As ons God en Vader. Maar Here, ook as die CEO van die heelal, die skepper van die hemel en die aarde. En so het ons al telke male op hierdie forum bely het voor die Here, ons het nie die vaagste idee met wie ons regtig te doen nie. Here God, as ons miskien U grootsheid regtig ooit mensliker gewys met ons ou piep klein verstandjies kon begryp, sou ons miskien die heeltyd in angs en bewing gewees het. Maar Here, dankie dat U juis gekom het en ons vrees kom wegneem het, deur vir Jesus te stuur, om vir ons te kom wys wie U is, wie U hart is. Dankie vir daardie genade, Here. Dankie dat ons iets van U kon beleef het, in Jesus Christus, U Seun, U self, Here, weer eens, te groot vir ons begrip. Here, wanneer ons so saam uit die woord uit die voorreg mag hê om te kan lees, Here, kom praat asseblief met die Heilige Gees en maak hierdie Bybel, Here, hierdie boek wat U vir ons gegee het, lewend in die jaar 2026. Dankie dat U vir Jakobus gebruik om op so 'n praktiese manier met ons te kom praat. Deur die Gees, Here, maak ons ontvanklik vir U Gees. Amen. Die mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is inderdaad in Jakobus, soos ek nou in die gebed ook gesê het, praktiese boek, geskrywe vir die stamme wat versprei is eenvoudig oor 'n klomp wêrelddele op daai stadium, 'n boek om vir hulle te kon sê, hoor hierso julle, so moet julle optree waar julle ook al is. Nee, so 'n ongelooflike lekker boek, vriende, praktiese boek, baie is amper 'n Spreukeboek, nee, Spreuke is net soveel ryker, maar amper so Spreuke wat vir jou goed gee, wat jy regtig kan na luister, gaan toepas in jou lewe. Nou kom hy en kom sê hier, in die Jakobus 2, hy sê, my broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, ons glo ons almal in die Here Jesus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Vriende, ek en jy sukkel daarmee, né? Miskien sukkel jy glad nie daarmee nie, maar ek moet sê, ek het my alself so gevang, dat ek baie keer regtig bevooroordeeld is, en dat ek regtig baie keer iemand volgens hulle uiterlike beoordeel, né? Ek dink is 'n groot ding wat Jakobus vir jou en vir my op kom wys, vriende, wanneer hy kom sê, hoor hierso, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Ons het al baie van hierdie programme gesien waar undercover boss, waar die baas undercover gaan en dan gaan hy in sy restaurant of in sy besigheid om te gaan kyk hoe die mense optree, né? En dan ook baie keer hoe hulle ongelooflik wonderlik optree en dan ook baie keer baie sleg optree, né? So die oomblik wanneer hulle hom net sien as 'n gewone ou wat miskien 'n bietjie arrogant is, liewe vriende, het wou hy kyk maar hoe gaan hulle hom as kliënt hanteer? En hoe party mense met vleiende vaandels geslaag het en party ander net absoluut in die hek geduik het oor hoe hulle onderskeid gemaak het net op grond van hoe die persoon gelyk het. Nou, ek dink julle sal die verhaal onthou, is 'n ware verhaal gewees. Ek seker so 'n paar jaar terug in een van ons NG Kerke afgespeel, waar die dominee, hy het hom nie geken nie. Hy sou sy intreepreek lewer en hoe hy toe as 'n boemelaar kom en hulle wou hom eintlik half net vir hom sê, weet, wees rustig en weet hulle hom amper, hulle het hom eintlik onwelkom laat voel. Dis maar die kort en die lank. En hoe hy dan later, liewe vriende, hy dan opgaan, hulle hom nie keer nie, en hy dan opgaan na die plek waar hy moet preek en vir hulle homself voorstel as die nuwe dominee van die gemeente. Nou, ek dink nou nie self, dis nou 'n goeie manier om jou begin te maak in 'n gemeente nie, maar die punt het inderdaad baie duidelik oorgekom is, hoe kyk ons na mekaar? Hoe beoordeel ons mekaar? Hoe beoordeel ons iemand
Nou dit is die volgende ding, maar kom ons kyk gou net op die uiterlike. Hoe beoordeel ons mekaar op die uiterlike? Hoe die een lyk, hoe die een ruik. En dan kan jy nogal baie vatbaar vir reuke, né? So ons kan baie maklik ons sê amper half jy weet daai tipe van, maar om ook te besef jy's baie bevoordeel net om 'n reukmiddel te hê. Baie mense het nie daai voorreg nie, mense het nie die geld nie. En hoe kan jy wanneer iemand by jou is en hy baie sleg ruik, nie half op een neer te kyk nie, maar om daar te sit en vir die Here dankie te sê dat jy die voorreg het om 'n stort te hê, handdoek te hê, lekker geurige seep te hê, onderarmrol te hê, parfuum te hê, 'n afskeermiddel te hê, om op te sit sodat jy lekker ruik, né? Vriende, dit moet ons altyd onthou. Maak nie saak met wie ons te doen nie. Wees altyd bewus van dat ek en jy 'n voorreg het, né? Wanneer iemand nie lekker ruik nie. Dis mos maar die een groot ding op waarmee ons sukkel. Maar Jakobus kom rig ons gedagtes daarop om te sê, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeling kom sê, né? Ek kan nou maar, ja, kom ons los hierdie enetjie so en die ander enetjie sluit baie mooi met hom, maar dan gaan ons maandag aan daarmee. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.